Nou ja, hier is ons weer met nog 'n propvol veldfokus. Baie dankie vir al die inskrywings. Hou solank 'n pen en papier gereed vir al die posbesonderhede aan die einde van veldfokus. Ons skop vanaand af met 'n oulike video wat deur MC Pieterse van Springbok ingestuur is. Hy was besig om sy kooi te versorg toe hy eendag 'n parra op een van die visse se koppe sien ryloop. Die parra was so vasbeslote om aan boord te bly dat hy letterlik die vis in die oë beet gehad het. Nou aanvanklik lyk dit asof die kooi glad nie omgee nie, maar toe die parra vorentoe gly, besluit hy is nou moeg daarvoor om gratis taxi te speel. Kooi is baie gewilde dekoratiewe visse en is 'n variant van die karp wat sy oorsprong in Oos-Asië het. In Japanees is die naam van die vis Nishikigoi wat of karp of liefde beteken. En hierdie visse is simbolies van vriendskap. Dit lyk asof die parra wil vriende maak met die vis, maar hy moet egter ook maar baie versigtig wees want hierdie opportunistiese visse eet baie meer as net viskos. 'n Lekker pret inskrywing. Tommy Botha het hierdie foto's iewers langs die rivier in Potchefstroom geneem. Nou, hy en sy skoonseun was besig om vis te vang toe hy 'n byt kry. Toe hulle die vis se bek oopmaak om die hoek uit te haal, was hulle heel verbaas om 'n baber met 'n baba-baber in sy bek te sien. En dan nog meer verbasend, daar was 'n plat Anna binne in die baba-baber se bek. Hierdie is 'n pragtige voorbeeld van die voedselketting in 'n rivier. Groot vis eet kleiner visie, wat nog kleiner visie eet. Hierdie fotos is deur Bronwyn Howard van Utrecht ingestuur, maar is deur Jock Time geneem, naby die Kanniedooddam in die Kreur Wildtuin. Hulle het 'n marabou of 'n adjudant vol dop gehou toe 'n tweede een daar opdag. Die het doodluiters in die modder begin krap vir kos langs 'n klein krokodilletjie. En skielik was daar 'n groot kabaal en 'n gespat van water. Nou dit gelyk asof die marabou die krokodil aan die keel gegryp het wat toe uit sy snavel ontsnap het. Maar wat eintlik gebeur het is dat die marabou 'n baber gevang het wat die krokodilletjie toe gegryp het in die hoop om 'n gratis maaltyd los te slaan. Nou beide het aan verskillende kante van die vis gehang en die krok se sterk tande het egter vasgehou en hy het die stryd gewen. So dalk is daar tog iets soos 'n gratis middagete. Die marabou het maar sy vlerke gesprei en sy misnoot te kenne gegee, terwyl die krok spoorloos onder die water verdwyn het. Ons hou by wonderlike waterdiere. Nou onthou jy verlede seisoen het ons jou 'n insetsel gewys van dugongs, wat meestal aan die Mosambiekse kus voorkom. Hierdie foto is ingestuur deur Len Nel. Hy was op vakansie in Mosambiek iewers naby Enasore, toe hy en sy pa op hierdie vreemde dier op die strand afkom. Hulle het 'n paar van die plaaslike mense gehelp om die dier terug in die see in te sleep. Nou, hy het geen idee gehad wat die dier was nie, maar nadat hy ons insetsel daaroor gesien het hy besef dis 'n dugong. Nou ja, dis mos hoekom ons 50-50 moet kyk, omdat ons moet weet. Liesel Lessing het ook hierdie seeslak in die see by Jeffreys Bay gesien en sy het ook nie geweet wat dit was nie. Blue dragons kom relatief algemeen voor. Hulle is weekdiere en dis dieselfde groep as gewone tuinslakke, maar net sonder die skulp. Hulle dryf onderste bo op die oppervlakspanning van die oseaan met hulle vinagtige uitgroeisels uitgesprei. En hierdie uitgroeisels is eintlik hulle longe. Die Engelse woord vir seeslak is nudibranch wat exposed lung beteken. Dit word egter ook gebruik vir spysvertering en verdediging. Seeslakke kan merkwaardig genoeg groter roofdiere soos bloublaasies vreet, deur eenvoudig die selle wat sy prooi se branderigheid veroorsaak na sy eie tentakels oor te dra en dit dan as verdediging te gebruik. Om jou af te sluit, so 'n bietjie aapstreke. Annie van Greenen het hierdie foto's van mantelapies wat in 'n eksotiese bewaringsplek vir ape aan Hartbeespoort geneem is, ingestuur. Mantelapies kom oorspronklik van Amerika. Die mamma aap het die kamera by die dame gegryp en die digitale skerm bestudeer, so asof sy wil seker maak dat die kiekie mooi genoeg was. Vir veldfokus miskien. Annie, dalk moes sy vir die aap gesê het, al dra aap 'n goue ring,
Nee wat, ek grap sommer maar net. Maar nou asseblief, hierdie diere is steeds wilde diere en moet altyd as wild beskou word. Dis al vir vanaand, maar stuur asseblief vir ons jou inskrywings na Veldfokus, posbus 417 Lyndhurst 2106 of per e-pos na info@5050.co.za met die woord Veldfokus as onderwerp.